Ek loop al met 'n ruk met hierdie gedagte in my hart. En ek het die hele week gesukkel om my woorde agter mekaar te kry. Want die Here het hierdie stuk ding hier in my hart kom sit, hierdie woord in my hart, wat ek graag met julle wil deel. Ek praat so rukkie terug met 'n vriend van my, wat 'n pastoor is. Ek het aan die Elsie was by hom gewees. En hy sê vir my, Dirk, ek kry swaar in die gemeente waar ek is. Want ek moet alles doen. Ek moet die sekretaresse wees, ek moet die faktotum wees, ek moet die geld tel, ek moet alles doen, niemand wil my help. Ek en my vrou moet alles doen, en verlede week het die dokter hom afgeboek vir 3 weke, want hy's nie net oor werk nie, hy's oorlaai. En hy kry swaar. En hierdie gedagte kom by my op, en ek is besig met die voorbereiding van vanoggend, en ek en my dogter gaan, Vrydag gaan ons Bouda kom toe. Sy werk nou al 'n geruime ruk. Haar inkomste is amper meer as myne, maar ek betaal haar selfoonrekening. Verstaan oom dit? Ek verstaan dit nie oom. Dankie oom. Dankie. So Vrydag toe sê ek vir haar, sis, dis nou sulke tyd. Ek het nodig dat jy van my met my sak uitkom. En wanneer kom gee ons nou vir so 'n klomp blaaie wat jy net moet teken onder. Termes en voorwaardes. En ek kom op die tema van my preek af. Of van my praatjie, is nie 'n preekie. Want sien, almal van ons teken op 'n stadium daai klomp blaaie. En ons lees nie die voorwaardes en termes en voorwaardes nie. Ons lees dit nie. Bepalings en voorwaardes. Ons lees dit nie. En baie van ons is Christene, en ons sê ons is Christene, maar ons weet nie wat is God se terme en voorwaardes. En ons pas dit soms nie toe nie, want ons weet nie wat dit is nie. Ons leef in 'n wêreld wat dit gaan oor my keuse, en my waarheid, en my gemak, en my regte. Is dit nie waar? En ongelukkig bring ons daardie dinge saam kerk. Ons bring dit saam kerk. Ons sê ons is Christene. Ons wil God dien, maar op ons eie terme. Ons wil God aanbid, maar op ons eie terme. Ons wil hom aanbid, solank dit net gemaklik is. Ek moet daarom net lekker sit. Nieuw aircons. Solank hier net 'n aircon is, sal ons hom aanbid. Ons sal gehoorsaam wees, solank dit nie kos. Julle ken my storie. Ek het altyd gesê, as die Here my eendag moet stuur, moet hy my net na Indië toe stuur. Toe is Indië die eerste plek waar naartoe die Here my stuur. Ons wil Jesus volg, solank hy net nie alles vra nie. Hy moet net nie alles van my vra, maar volg wil ons hom volg, want ek skryf op die vorm, ek se Christen. Ons sê, Here, ek sal gaan, maar net nie daai nie. Imagine wat sou in my lewe gebeur het, as die Here my Indië toe stuur, en ek het gesê, ek gaan nie. Ek gaan nie Indië toe gaan nie. Weet jy, op Vadersdag, het een van die Indiese seuns vir my 'n boodskapie gestuur. Uit Indië. Ek sal vergewe, maar daai ou vergewe ek nie. Sorry Here. Ek sal vergewe, maar daai ou vergewe ek nie. Ek sal gee, maar net soveel. Net soveel sal ek gee. Is dit nie my terme nie? Ek sal nie volg, Here, solank ek beheer het. Solank ek die beheer het. Is dit nie my terme? Ware Christendom begin waar my voorwaardes eindig. Waar my terme eindig. Die vraag is nie, is Jesus in my lewe nie? Maar behoort my lewe aan Jesus? Dit is die vraag.
behoort my lewe aan Jesus? Weet ek wat sy termes en voorwaardes is? His terms and conditions. So, ek wil nou so 'n bietjie gesels oor dit. Romeine 12 vers 1. Ek hou daarvan om my die Bybel uit te lees. Romeine 12 vers 1 sê: En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. En hierdie sinnetjie het ek onderstreep baie jare terug in my Bybel. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Een van die termes en voorwaardes van God is dat jy jouself as 'n lewende en 'n heilige offer moet gee. Dis 'n terme en 'n voorwaarde. Gee jouself as 'n lewende en heilige offer. Nou as iets geoffer word in die ou tyd, in die Ou Testamentiese tyd, dan het dit mos dood gegaan, dan het dit gebrand. So as jy jouself offer, dan moet jy jouself gee. Dan is dit nie meer ek nie. Want sien, jy moet totaal en al aan God behoort. God wil nie net op 'n Sondag by jou wees nie. Net dit nie. Hy wil nie net jou emosies alleen hê nie. Hy wil nie net jou probleme hoor nie. Hy wil nie jy moet net na hom toe kom as jy probleme het. Hy vra jou hart. Hy vra jou planne. Jou tyd, jou geld, jou trots, jou toekoms en jou wil. Jou wil. Baie Christene wil net 'n gedeeltelike Jesus hê. Ons wil 'n redder hê, ons wil 'n voorsiener hê, ons wil 'n wonderwerker hê in tyd wanneer ons hom nodig het. Maar alles, Here, alles vir U gee. Dis soos om, Ilse sal nou weet waarvan ek praat. Dis soos as jy 'n huis verkoop aan iemand, né? En dan ou koop jou huis en jy stipuleer vir hom hierdie kamer is nie deel van die koopkontrak nie. Ek wil nog in hierdie kamer kom bly een of ander tyd. Of as my vrou my kwaad maak, wil ek in hierdie kamer kom bly. Of as ek wil weghardloop van die lewe, dan wil ek in hierdie kamer kom bly. Ilse is al mense wat dit doen. Reg. Jy sien, God het gesterf. Jesus het gesterf vir jou hele lewe. Vir alles. Nie net vir gedeeltes. Nie net vir 'n stukkie. Hy wil jou hele lewe hê. Hy het gesterf daarvoor. Ek dink ons so baie keer verromantiseer ons die kruis. Ek gaan net nou hieroor praat. Lukas 9 vers 23. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dis nog 'n terms and conditions van God. Verloon jouself. Neem jou kruis op en volg my. Verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Dis 'n terme en voorwaarde. Jesus sê nie volg my wanneer dit gerieflik is en wanneer dit lekker is en soos dit vir jou pas nie. Hy sê nie volg my as almal saamstem nie. Ek het nog op 'n stadium toe ek jong manne gementor het ek altyd vir hulle gesê, dit kos 'n man om uit die groep uit op te staan en sê, ek gaan nie saam met julle. My God, die Jesus wat ek kan bid, stem nie saam met dit wat julle doen nie. Dit kos 'n man om op te staan en nie saam met die groep te gaan nie. Ek het dit een keer in my lewe gedoen, en was as dan dit 6 in Kraddock, toe om Jan de Wet nog die CSV-leier was. Hoor jy sal weet, in 1983 het ek uit die groep uit opgestaan, uit my pelle as 'n groep uit, en vorentoe gestap in my hart vir die lewe, vir ewig gegee. Dit kos 'n man om op te staan.
Jesus sê nie volg my wanneer jy lus voel nie. Ek hoor gister of vanoggend op TikTok 'n dominee sê, 'n ou dominee sê, dis nie altyd vir hom lekker om op te staan, sonder aan te kom preek nie. Dis nie altyd vir hom lekker nie. Hy voel op party dae nie goed nie. Hy voel op party dae siek. Hy voel op party dae asof dinge net nie lekker is nie. Maar hy kom staan voor en hy bring die woord van die Here. Want dis wat hy moet doen. Die probleem vandag is, ons wil die kroon hê sonder die kruis. Ons wil die seën hê sonder die oorgawe. Ons wil die hemel hê sonder die sterwe aan onsself. Dis nodig om aan jouself te sterf. Dis nodig om jouself te verloon. Wat beteken selfverloning? Is nie my wil eerste nie. Is nie my wil nie. Dit gaan nie oor my nie. Ek sit nou die dag in 'n groot vergadering met 'n klomp dik sterk ooms wat direkteure van maatskappye is en wat in hulle lewe baie geld bymekaar gemaak het. En elkeen het 'n opinie. En ek verwonder myself oor dit wat hulle het en dit wat hulle bymekaar gemaak het. En dis vir hulle so belangrik. God is nie belangrik nie. Want dit wat hy het en wat hy bymekaar gemaak het, het hy homself reg gekry. Dis so hartseer. So hartseer. Want jy sien, ware aanbidding kos jou iets. Dit kos vir jou iets. 'n derde term en kondisie is in Matteus 26 vers 39. Jesus bid in Getsemane en hy sê, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus was mens teen God, ons almal weet dit. Hy het geweet wat vir hom voorlê. Hy het presies geweet wat vir hom voorlê. Die pyn en die lyding en dat hy gaan sterf. Maar sy liefde vir God en vir elkeen van ons was oorweldigend. Nie sy wil nie. Hy bid, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Tot in die dood is hy gehoorsaam. Hoeveel hou jy nog terug vir jouself? Vandag aanbid baie mense God so. Hy sê, ek sal God dien solank dit goed gaan. Ek sal aanhou bid solank my gebed net verhoor word. Ek sal getrou wees as dit maklik gaan. Hoe lank bid ons vir die Here en dan gebeur niks? En dan hou ons net op bid. Jy moet nooit ophou bid nie. Die woord sê, ons moet sonder ophou bid. Hou aan bid totdat dit waar word. Derde het een keer gesê, dink ek, hou aan bid asof jy dit al klaar gaan kry. Sê vir die Here dankie vir die verhoring van my gebed. Toe ek nog in die NG Kerk was, daar's 'n sendeling in Indië. Ansy, onthou jy sy naam? Sam is gebore, hy kon nie praat nie. Kon glad nie praat nie. En Sam se ma het vir hom gebid vir 18 jaar lank en op 18-jarige ouderdom toe begin Sam praat. Hy's vandag 'n sendeling in Indië. Maar hy het 18 jaar vir Sam gebid. Dis toewyding. Dis toewyding. Sy bid 18 jaar lank. Abraham en Sarah bid lank vir 'n kind. En die Here gee vir hulle belofte van 'n kind. Daar sit 'n Sarah om te wag. Ekskuus, moes dit sê. En die Here gee vir hulle Isak. Gaan lees, dis die volgende punt. Ou nooitjie. Gaan lees Genesis 22. Dis merkwaardig. Moet dit nie lees soos 'n storie nie.
Plaas jouself in Abraham se voete. Isak was die belofte gewees. Hy was die droom gewees. Hy was die wonderwerk, hy was die toekoms. En die Here sê vir Abraham, gaan offer vir Isak. Gaan offer vir Isak. Wat gaan jy doen as die Here dit van jou vra, jou kind te offer? Ekskuus om Jan dat ek hier oor praat vol. Wat gaan jy doen as die Here dit van jou vra? Want jy sien, dis nog 'n bepaling in voorwaarde, 'n terme in voorwaarde van God, is totale oorgawe. Al vra hy wat van jou, al vra hy wat, doen dit. En Abraham loop met sy seun, hulle 3 dae geloop, en hy het die hout op sy seun se rug gesit, en hulle is 'n entjie weg. En kort vra Isak van pa, waar is die lam wat ons gaan offer? En Abraham sê vir hom, my seun, God sal voorsien. God sal voorsien. Heinrich, God sal voorsien. En hy plaas sy seun op die altaar, hy laat hom daar lê. Imagine dit. Hy laat hom daar lê. En die Bybel sê, toe hy sy hand terugtrek met die mes, toe praat die Here met hom. En hy sê vir hom, Abraham, ek het jou geloof gesien. Haal jou seun af, en toe Abraham omkyk, is daar 'n ram in die bos agter. God voorsien. Maar God voorsien in totale oorgawe. Totale oorgawe. Wat is die Isak in jou lewe wat jy moet offer vanoggend? Wat is die Isak in jou lewe wat jy vanoggend moet offer? Jou geld? Jou status? Jou gemak? Jou beheer? Hoeveel van ons wil nog beheer hê in ons lewens? 'n verhouding wat jy miskien het, buite die huwelik? 'n droom? Of 'n geheime sonde? Wat is dit wat jy moet offer vanoggend? Ek sit eendag by my team en ek het hierdie droom gehad. En ek bid vir die Here. Ek sê vir hom, Here, as hierdie droom van U afkom, dat iemand randomly net vir my kom bid, asseblief. Maar ek gee dit oor vir U. Here, ek gee dit oor vir U. Want U is nie net die dream, you're not just the dream giver. Hy is die waarmaker van droom. En ek bid dit vir hom. Ek sê, Here, ek wil weet of hierdie droom van U afkom. Ek gee dit vir U. En terwyl ek praise en worship, kom daar iemand van agter af. En hy kom bid vir my. En ek weet, Here het hierdie droom in my hart geplaas. U gaan die droom laat waar word. En in daai jaar is ek nie net saam met Henny Karoo toe om die Karoo netwerkbediening te begin nie. Ek het begin preek en dis ook die eerste jaar wat ek Indië toe was. Want sien, God sit hierdie droom in jou. Maar dis sy droom in jou. Dis nie my droom nie. Dis God se droom in jou. As God hierdie droom in jou sit, gee dit vir hom, dat hy die waarmaker wees van daardie droom. God raak dikwels aan een ding, wat ons die styfste vashou. Nie om ons te vernietig nie, maar om ons vry te maak daarvan. Waarvan moet jy vanoggend vry word? Waarvan moet jy vanoggend vrykom? Jy sal weet waarvan jy moet vrykom. Jy sal weet wat jou terughou van jou verhouding met die Here af. Ken jy Jesus intiem, of weet jy nie van hom? Daar's bepalings en voorwaardes, termes en voorwaardes, wat ons moet nakom, as ek sê ek is 'n Christen. Galasiërs 2 vers 20, is die volgende een. Sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.
Leef Christus in jou. Is jy saam met hom gekruisig? Is jy 'n nuwe mens? Kan jy regtig sê, ek's 'n nuwe mens? Die feit dat oom Jan sy seun verloor het en hy sit vanoggend hier, sê vir my God is beheer in sy lewe en in Tannie se lewe. Want hulle sit hier, te midde van die seer in hulle lewens, is hulle hier vanoggend. Want God is in beheer. Een troon. Nie meer my troon nie. Nie meer my kroon nie. Maar Jesus sit op die troon en hy dra die kroon. En dis nie ek nie. Hoeveel tekens is daar? Wat is daar? En ek wil jou net herinner dat jy 'n bietjie selfondersoek doen. Oor of jy nog beheer wil hê. As Renier hier praat in die oggende, of jy luister na 'n boodskap by Men at Six, of by die vrouens, by, wat noem julle dit? Cherries. Of jy kry 'n boodskap by Cherries. Dit wat jy hoor, kom sit dit in jou hart, of stap jy daar uit, en jy gaan jou lewe aan soos normaal. Het jy selektiewe gehoorsaamheid, of het jy alles vir die Here gegee? Voorwaardelike aanbidding. Ek sal aanbid, mits die musiek goed is. En hulle sing liedjies waarvan ek hou. En die preek is wat ek wil hoor. Ek sal aanbid mits. Is dit jy? Is dit jy? Of kom jy uit die kerk toe gekom vanoggend om God te aanbid? Kompromie. Ek wil nog een voet in die wêreld hou. Ek sal aanbid, maar ek wil nog een voet in die wêreld hou. Hoeveel van jou lewe as jy hier uitstap is in die wêreld? En hoeveel is nog in die kerk? Hoeveel is by God? Wat 'n kompromie gaan jy aan met jouself? Ek het vanoggend dink vir die span gesê. Ek is nou nie soos Renier of Hoorie, of soos Darryl wat pastore is, en die wêreld weet hulle is pastore. Ek beweeg baie in die wêreld rond. Ek is wel in die wêreld, maar nie van die wêreld. Maar ek beweeg baie rond, en ek sien hoe mense optree, as hulle nie in die kerk is. En ek hoor hoe mense praat, as hulle nie in die kerk is. En ek sien wat mense doen, as hulle nie in die kerk is. Dis 'n kompromie gaan jy met jouself aan, met die duiwel aan, as jy daar buite is. Jy sien, ons het nodig om totale oorgawe. Totale oorgawe. Ek is trots, want ek weet beter as God. Ek is trots, want ek weet beter as God. Ek het in hierdie posisie gekom, waarin ek is, omdat ek hard gewerk het. Ek het 10 grade agter my naam, ek sê dokter, professor. Niemand kan my enigiets vertel. Klink dit vir jou bekend? Dat jy so trots is, dat dit gaan oor jou, en oor jou alleen. Ons vrees totale oorgawe. Ek is bang vir totale oorgawe. Wat maak ek, as die Here vir my sê, doen dit, of doen dat? Ek wil daarom net nog so 'n stukkie van myself hê. Dan net nog so 'n stukkie waaroor ek beheer kan hê, waaroor ek nee of ja kan sê. Wat doen ek, as die Here vir my sê, gaan Indië toe? Wat doen ek as die Here vir my sê, gaan praat met jou buurman langsaan? Want hy is eintlik maar 'n ou suurknol en niemand hou van hom nie. Wat doen ek? Dis 'n wonderlike Engelsman. I'm sorry uncle, it's just a joke. Just a joke. Wat doen ek as die Here my stuur na my buurman toe? Om die woord te gaan bedien. Wat doen ek as die Here vir my vra, praat met jou huisbediende? Oor die woord. Want sien, as ek totale oorgawe gedoen het,
dan gaan die Here dit van jou vra. En nou wil ek dit nie doen nie, want daar's nog 'n stukkie in my lewe wat ek beheer oor wil hê. Dis 'n klein stukkie in my lewe. Kerk van Christus, hoor mooi. Ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie so aangaan nie. Waar is ons totale oorgawe gegee het? Wat gebeur? Daar kom vrede. Want ek hoef nie meer alles te beheer nie. Ek hoef nie meer alles te beheer nie. Daar kom vrede in jou hart. God is in beheer. Niemand weet beter as hy nie. Want hy's gister en vandag en môre is hy presies dieselfde. Hy's alomteenwoordig. Hy's hier nou by my en my gesin en hy's by my dogter in Amerika. Hy's alomteenwoordig. Hy weet en net hy weet wat gaan gebeur. Want hy's in die toekoms. En sy planne is perfek. Daar kom vryheid, behalwe vrede, kom daar vryheid. Want myself en sonde in my het nie meer hou vas op my. Dit het nie meer hou vas op my. Ja, dis lekker. As daar niks is wat hou vas het op jou nie. Het jy nog 'n geheime sonde ergens, wat niemand van weet? Word vry van dit. Gee totale oorgawe aan God oor. Word vry, man. Niks moet hou vas op jou hê. Hier's 'n chain breaker. Ons sing dit. Glo jy dit? Miracle worker. Wat is die ander een? Promise keeper. Daar's soveel beloftes in God se woord. Vir elkeen van ons. Ken ons daai beloftes? Weet ons wat daai beloftes is? Die Here sê, herinner my aan my beloftes. He's a promise keeper. He's a miracle worker and he's a chain breaker. Ek wil vanoggend vir jou vra as daar iets is wat hou vas sit op jou. Enigiets. In die naam van Jesus Christus moenie by daai deure vandag uitloop as jy nie vry is van dit nie. Kom vry van dit af. En die lekkerste van alles is, as jy vry is van dit wat binne in jou is, wat jou vashou, dan kry jy nuwe krag, want God vul dit met sy krag. Jy kry nuwe krag. Wil jy dit ervaar vanoggend? Kom vry van wat jou vashou en ervaar nuwe krag. En saam met dit kom daar intimiteit met God. Want soos jy nuwe krag kry, so spandeer jy meer tyd met die Here. Jy spandeer meer tyd in sy teenwoordigheid. Jy spandeer tyd met die enigste ware lewende God. Kom vry van dit. Ek wil jou aanmoedig vanoggend. Hoe gee ek totaal oor? Jy gee jou hart volkome vir die Here. Nie net emosioneel nie, maar werklik jou hele hart, jou hele lewe. Wil jy dit nie oor? Gee jou planne oor. Ek werk vir 'n maatskappy. Van na skool af is hierdie maatskappy die 6ste plek by Leerwerk. Dis die eerste keer dat ek vir baase werk, wat die Here vertrou in alles wat ons doen. Alles wat ons doen. Die maatskappy is begin op die naam van die Here Jesus Christus. Ons vertrou hom vir alles wat ons doen. Aan Fred se kantore, die kantoor, hulle werk is vir God, is vir Jesus. Gee jou planne oor vir hom. As jy gaan vakansie hou, Here, is dit u wil dat ons vakansie gaan doen? As ek 'n nuwe besigheid wil oorvat, Here, is dit u wil dat ons hierdie besigheid oorvat? As ek iemand wil aanstel, Here, is dit u wil dat ek hierdie persoon aanstel? En moet dit nie doen voor die Here jou nie geantwoord het. Al moet jy 18 jaar bid vir vakansie. Dit sal nooit gebeur nie, maar die Here gaan vir jou antwoord.
As jy vra vir sy wil, nie my wil nie, Here, maar U wil. As ek moet trou, een of ander tyd, Here, U, nie vir my kyk nie, ek kyk vir jou. Julle tweetjies ook al agter, en julle tweetjies ook. Here, nie ons wil nie, maar U wil. U wil. Ek kan na die tyd vir my sê wat jy nou sê. Gee jou planne vir die Here oor. Gee jou geheime vir God. Dis hoe jy dit doen. Gee jou geheime vir God. Here, ek het hierdie geheim wat ek so lank met my ronddra. Wil jy dit nie vat nie? Wil jy my nie help om dit te dra nie? Maak my vry van dit. Maak my vry van dit. Gee jou toekoms oor. Here, in hierdie wat môre gaan gebeur, en wat oormôre gaan gebeur, en wat in die week gaan gebeur, in die media. Here, nie my wil, maar U wil. U is in beheer. U is in dit alles. U wil, Here, nie my wil. Gee jou toekoms vir die Here oor. Hy is in beheer. Hy weet wat, hy is in die toekoms. Gee die toekoms vir die Here oor. En die belangrikste van dit alles, of seker een van die belangrikstes, is om elke dag te sterf aan jouself. Elke dag te sterf aan jouself. Neem elke oggend as jy opstaan. René het al gesê, ek weet nie wie van julle doen dit nie. Elke oggend wat jy opstaan, dan sê jy, good morning Holy Spirit. Môre Heilige Gees. Dankie vir vandag se veilige slaap. Dankie dat ek geslaap het. Dankie dat ek wakker geword het. Maar Heilige Gees, maak my nuut vandag. Lei my vandag in situasies in waar ek alles oral met U naam kan vul. U wil, Here, nie my wil nie. U wil en nie my wil nie. Dis 'n daaglikse besluit wat ons moet neem. Die grootste probleem van baie Christene is nie dat hulle nie van God hou nie. Die probleem is hulle wil steeds beheer hê. Ons wil steeds beheer hê. Daar's 'n plek, daar moet 'n tyd in ons lewe kom. En die tyd is vandag. Die tyd is nou, is dat jy jou wil moet oorgee vir God. Dat jou trots moet sterf. Dat jy beheer moet oorgee. En waar Jesus werklik moet Here word in jou lewe. Jy sien, die probleem vandag is, hier sit baie van ons hier vandag in die kerk. Ons is in die kerk, maar Jesus is nie God oor ons lewens. Hy is nie in beheer van ons lewens. Wie het nou uit klavier gespeel? Wie? Janita. Ekskuus julle, ek het vooruit gespeel. Ek kan nie onthou wie dit was nie. Ek het baie keer in rugby het ek die tekens in die lyn staan vergeet. As kom ek vir die bulle skree. Amen. Ag toe. Nee. So okay. Ekskuus, moet jy lank al op. So, wie is daar in jou, wat is daar in jou lewe vanoggend? Wie is daar in jou lewe vanoggend? Wie is die Isak in jou lewe wat jy moet offer? Wat jy moet prys gee? Wat jy moet oorhandig vir die Here? Wie is daar in jou lewe? Wat is daar wat jy moet oorgee? Vergeet van wie langs jou sit, agter jou, voor jou sit. Ek wil nou vir jou sê, en ek is jammer as ek nou, maar ek dink daar's min van ons, wat nie totale oorgawe gegee het.
Daar's baie van ons wat iets het wat hy moet weggee en wat hy moet afgee. Daar's baie van ons. So ek wil julle vra vir my onthaalde. Vir my onthaalde. En vir die paartjies wat gaan opstaan. Want ek weet jy gaan 'n paar wees. Laat ek nie skaam kry nie. Wil julle nie saam met my staan nie? Wil julle almal nie saam met my staan? Saam met ander wat iets moet afgee. Saam met ander wat iemand moet afgee. Here, ek sal die eerste een wees om te erken. Daar's gebreke in my lewe. Ek is die eerste een om te erken, Here, daar's dinge wat ek moet weggee. Wat ek afstand van moet doen. Here, ek is die eerste een om te erken, daar's geheime in my lewe. Wat niemand van weet nie. Ek is die eerste een om te erken, Here, ek is dit nie waardig nie. Maar U is getrou en U is regverdig. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Dankie vir elkeen wat staan. Dankie vir elkeen wat nou in sy binneste bid vir bevryding, vir verlossing, vir totale oorgawe. Vir totale oorgawe. Want ons kan nie meer hier inkom en kom kla oor die musiek nie. Ons kan nie meer hier inkom en kom kla oor die worship leier nie. Ons kan nie meer hier inkom en kla oor die pastoor wat te lank praat nie. Of oor die pastoor wat te kort praat nie. Of oor die boodskap nie reg was nie. Ons kan nie hier inkom en nie deel wees van hierdie gemeenskap en my deel bring nie. Ons het nodig om totale oorgawe te doen. Here, begin by my, by Dirk Odendaal. Rig my lewe, rig my gedagtes, rig wat ek sê en waar ek gaan en wat ek doen. Laat oral waar ek 'n tree gee en 'n voet neersit, laat dit alles oral vol met U teenwoordigheid. Begin by my. Vergewe my, Here, as ek U wil dien op my terme, meeste van die tyd. Vergewe my as ek wil beheer hou. Vanoggend saam met al my boeties en sissies hier, Here, kies ons om U te gehoorsaam. Maar vandag, Here, vandag kom plaas ons onsself op die altaar. Ek kom plaas myself vanoggend op die altaar en ek sterf aan myself. Breek my trots, Here, breek my eie wil. Word U werklik, Here, van elke area in my lewe. Van elke area in my lewe, Here. Nie my wil nie, maar U wil. Nie my eer nie, maar U eer. Nie my troon nie, Here, maar U troon. Ek gee vanoggend myself totaal aan U oor. Meer en meer van U en minder van myself. Ek wil jou 'n kans gee vanoggend, soos jy hier staan om jou eie gebed te bid, om totaal oor te gee.
So as ons so staan, kom ons steek ons hande uit na mekaar. Kom ons seën mekaar. Mag julle ryk wees van die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Vrede, mooi week.